Welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Rona Kotse. Sy was 'n slagoffer gewees waar sy op 13 jaar eintlik net 'n pa-figuur nodig gehad het, maar ongelukkig 'n slagoffer was van 'n pastoor wat 40 jaar ouer as sy was, wat haar misbruik en gemolesteer het. Vandag is sy die skrywer van die boek Pedale van Papier, wat ook binnekort in 'n rolprent bekendgestel gaan word. Maar kom ons hoor die hoop en die vreugde in haar getuienis wat sy vandag vir ons kan gee, en die hoop wat sy kan bring in mense wat deur dieselfde dalk gaan as wat sy gegaan het. Rona, baie welkom. Dankie, Anita. In jou kinderjare was jy al verwerp. So dit was al deel van jou kinderjare van baie jongs af en die leuen wat jy moes geglo het van jou kinderlewe. En dit het op die ouend 'n groot rol in jou lewe gespeel, maar vertel nou eers vir ons 'n bietjie, wat het in jou kinderjare gebeur waar die verwerping plaasgevind het? Goed, in my kinderjare was traumaties. Trauma het 'n baie groot rol gespeel. Met ander woorde, daar was drankmisbruik gewees. Dinge het bietjie skeef geloop vir my maale en hulle besighede en goed, en hulle het toe nou 'n pad van alkohol gekies, alkoholmisbruik. So ek het met vrees gelewe in my kinderjare, alhoewel my ma was baie lief vir my en het my versorg en so aan, het ek al wesige pa gehad. Hy het eenvoudig gewerk, hy was 'n goeie werker toe op die ou einde, maar dan het hy gedrink en gaan slaap. Hy het my nooit opgetel op sy skoot of liefde gegee of enigiets nie. So en ek dink met 'n dogtertjie connect moes maar maklik met haar pa, né? Ja. So ek dink daar het ek al reeds die leemte van verwerping gevoel en 'n soeke na iets, 'n soeke na 'n pa-figuur en 'n leier in jou lewe, iemand na wie jy kan opkyk. So dit was afwesig. Ja, in jou boek vertel jy so 'n bietjie meer diepte, en ons gaan nou nie in die diepte ingaan oor die aangenome, dat jy 'n aangenome kind is nie, maar daar het ook waarheid uitgekom dat jy eintlik aangeneem is, en die waarheid agter dit het ook 'n groot ding in jou gelos, van wie is jy dan nou eintlik? Ja, toe ek uitgevind het, was toevallig toe ek 13 jaar oud was, alles het toe gebeur. Toe vind ek uit ek is 'n aangenome kind, het my ma vir myself vertel. En ja, op daai stadium dink 'n mens nie so ver nie, maar daar het tog vir my die gevoel ontstaan dat sy vir my vir jare lank gejok het. En sy het toe ook alleen vertel oor die herkoms van my ouers. Sy het gesê hulle het dood verongeluk. Nou miskien as mens nou aan haar kant sien, wou sy gehad het, hulle moet dalk dood wees, jy weet, want sy wil so graag hierdie dogtertjie gehad het en groot gemaak het. Maar ek het weer die gevoel gehad, daar's iemand daar buite, of my ma, hoe lyk sy, na wie lyk ek? En daar was toe nou die innerlike soeke het toe nou al hoe dieper en dieper geword. En as gevolg van die soeke na 'n pa-figuur, soos ons dit sê, the absence of a father, verskyn hierdie pastoor in jou lewe en jy dink, wow, hierdie is presies dit wat jy in 'n pa soek, maar jy het nie eintlik besef die agenda agter hierdie man se liefde wat hy vir jou gee nie. En so word jy vasgevang in 'n seksuele verhouding wat 8 jaar lank geneem het. Maar hoe het jy in daai slaggat geval? Weet jy, molestering begin nie sommer net nie. Dit begin nie net, jy weet, jy word dan verkraak en gemolesteer en wat ook al nie. Die duiwel is baie slinks met dit, en ek het eers tot bekering gekom. Ek het my ma toe gewerk saam met 'n vrou, en sy was bestuurderes, sy was die eienares van 'n naaldwerkwinkel, en ek het altyd Saterdag daar gaan help in die winkel. En sy het my begin vertel van die Here Jesus. Nou, as ek in my kinderjare terugdink, was daar altyd 'n hinkering na Jesus se liefde. En die tannie het my geleer, en sy het my elke Saterdag dan sy my soort van vertel van hoe lief die Here my het, en sy het my ook geleer van bekering.
Goed, en toe een Saterdag, toe op die kombuisvloer in die winkel, toe kom ek tot bekering. Oh wow. En weet jy, dit was 'n gevoel wat in my ontstaan het, by die huis gekom toe, ja, toe het my ma my pa geslaap, gewoonlik Saterdag was nou maar so 'n dag gewees, maar dit het toe skielik nie saak gemaak vir my nie. En ek wou net met my net alles reg doen vir die Here. En daar was 'n blydskap in my. En 'n verskriklike intimiteit met die Here wat ek toe ontwikkel het. Maar toe wil ek my laat doop. Want ek wil alles reg doen. Ja. En jy was 13 op daai ouderdom, ja, nee? ek wil toe my laat doop. En die tannie en haar man was in die bediening, maar hulle het nie 'n vaste gemeente gehad nie. So hulle het nou maar van kerk tot kerk gegaan en daar bedien. En toe bel hulle 'n pastoor om my te kom sien by my huis na skool en wat dan nou met my kan help met die doopproses en alles. En die dag toe hy kom, was hy verskriklik vriendelik en hy het vir my vertel hoe trots is hy op die jong mense wat so die Here dien. En ja, ek het niks agtergekom nie, want hy was net baie mooi en gentle met my gewees. En hy het saam met my gebid en ons het besluit wanneer ek my gaan laat doop, wat snaaks genoeg my ma hulle baie teëgestribbel het mee, want hulle was NG Kerk. Hulle het op die ou en die dominee laat kom en alles, maar daar was geen keer nie, ek wou my laat doop het. En toe die aand toe ek my laat doop, toe in die doopbad, toe speel hy met my voetjie So in die water. Wat toe nou vir my, wat gaan nou hier aan? Maar ek is so opgewonde, ek kyk verby dit en ek is toe gedoop en ek wil net die Here dien. Maar toe begin het. Toe het hy nou eers vir my gesê, hy sien ek is ongelukkig en is daar probleme by die huis en so aan. En hy wil my help en nie geraak aan my nie. En ons het toe nou weeklikse beradingssessies gereël by die kerk. Maar in die tyd wil ek ook net byvoeg dat ek baie lief is vir klavier speel en ek wou altyd, van kleins af kon ek net klavier speel. Maar ek het nie 'n klavier gehad nie. En toe het hy nou nog vir my sleutel gemaak vir die kerk, dat ek nou enige tyd daar kan gaan klavier oefen en speel en goed. So dit was ook jy kan amper sê 'n wortel vir die neus. En toe het ek hom weekliks gaan sien. Ag, en dan begin dit stadig, jy weet, ek het gehuil, dan kom sit hy op my stoel se leuning en vang die trane met sy sakdoek vas en raak om my arm en sê, hy gee baie om vir my. En toe help hy my male. En hy help my pa om na 'n rehab toe te gaan en daar hou my pa ophou drink. Wow. En daar heeltemal so uit die gemors uit, vat God toe in elk geval dit wat besig is om te gebeur, maar hy skep toe eers iets moois en my male maak reg met die Here. Sure. Nou ja, toe gaan dit nou verder en toe gaan dit oor na 'n verhouding, soos in soen en druk en wat daarmee gepaard gaan. Maar ek was onrustig in my hart en ek het altyd vir hom gesê, maar dis nie reg nie. En dan sal hy sê, maar hoe kan liefde verkeerd wees? Sure. En dan sê ek vir hom van sy vrou, maar wat van jou vrou? Dan sê hy, ag, daar's niks meer tussen hulle nou al vir jare. Sure. En so het ons skelm mekaar ontmoet. As sy weggegaan het ek gejok vir my male, gesê ek het by 'n maatjie gaan oorslaap of by 'n vriendin en dan het ek by hom gaan oorslaap. En hy het ook 'n rondawel gehad by Maranatha, die konferensie plek, en ek het 'n week daar gebly wat niemand geweet het, want bedags het hy vergaderings gehad. Ja. Nou goed, en 8 jaar het nou so gegaan, maar ek het absoluut
obsessief met hom geraak. Hy het my God geword. Hy het my alles geword. Ek niks meer, ek het nie eens meer bekommerd gewees om iets te lees in die Bybel nie. Sure. Hier's hierdie man, en dis my God. My En hy pa tik wat al die ek- boksies. al die boksies. En kyk hoe werk die duiwel. En toe ek op college is, onderwyscollege, ek gaan swat, hy het my geondersteun, maar nou kan ek ook nie na my maale toe gaan nie, want hulle het vreeslike hoë agting vir hom. En hy het my pa gehelp. So ek is bang om vir my maale enigiets te sê, maar net nou val my pa weer. Sure. So, jy sê net niks, jy geniet die oomblikke, en dan dink 'n mens, baie mense sal dink dit gaan oor die seksuele, maar vir my het dit glad nie daaroor gegaan nie. Vir my het dit gegaan oor die geborgenheid en die daai wat hy my ophef en Die aanvaarding. die aanvaarding en hy was so 'n pa vir my. En hy het selfs as hy college toe gebel het, dan van die seniors gesê, jou pa het gebel. Sure. Jy weet, om het nou, ek het niks belang gestel in enige jong man nie. Ek het my lewe het om hom gedraai. En ja, ek was 'n baie eensame student gewees. Want ek wou nêrens heen gaan nie, want ek was bang hy bel. En omdat ons tyd so beperk was en skelm was, moes jy elke oomblik benut. Nou ja, en toe het ek my man ontmoet, maar toe ek in 'n web van depressie, net daarna. En na my eerste kind se geboorte, toe depressie my vasgevang. En daarmee het ek en hy toe al nou die verhouding verbreek, en hy was toe nou al verbygaande, nies en alles, vir myself, maar daai wortel het gebly. Ja. So toe begin my pad nou met al die skuldgevoelens van ek is sleg, want ek het nooit nee gesê nie. So ek het nooit geweet ek is gemolesteer nie, ek het net gedog ek het saam getango. En so ek het myself blameer en gesê, maar ek is eintlik 'n hoer, want ek het 'n seksuele verhouding gehad met hom. Die woord molestering het nooit by my opgekom nie. So ek kan nog aangaan, en dan het ek jare het verbygegaan, van depressie op en af, en sodoende dat ek later toe na medikasie moes gebruik, maar ek het al die jare skool gehou. En toe begin ek skryf, maar ek wou 'n boek skryf oor my lewe, maar ek kon nie skryf nie. Ek het nie geweet van 'n plot van 'n storie en 'n storielyn en van niks nie. En die Here stuur toe iemand, 'n baie bekende skrywer op my pad. En sy sê vir my, Rana, jy het 'n storie. Ja. As jy my hand vat, dan loop ek die pad met jou. Toe lees sy my skryf. Wow. En so het pedale toe nou ontstaan. En in daardie tyd, toe sê die Here Jesus vir my, dat die boek gaan 'n fliek word. En die boek gaan werk vir hom. En hy sê toe ook dat Regard van 'n Berg moet die boek vervul. Maar dis nou jare terug wat ek toe nou hierdie boodskap by hom kry, wat ek toe nou sy stem gehoor het. In elk geval, maar ek besef toe, maar die boek kan nie uitkom voordat ek nie vergewe het nie. Ja, want daar kom nou daai pad van vergifnis en genesing, want dit is ook belangrik waar jy moet vryspreek. Dis reg. En ek besluit toe ek gaan na Dr. Isak Burger toe gaan, want ek skryf oor sy kerk, en ek moet seker toestemming kry vir hierdie boek om uit te kom. En die dag toe ek by sy woning kom, ek maak toe afspraak en so aan, en toe ek by sy woning kom in Pretoria, toe ontvang hy my in sy studeerkamer, en ek begin met hom te praat, en hy het die eerste vraag wat hy altyd vra is, het jy al jou hart vir Jesus gegee? Dis sy eerste vraag. En weet jy, daai man het gaan sit,
En ek vertel hom en die eerste ding wat hy vir my sê is, maar dis seker nie sy kerk nie. En ek sê, dokter, dit is. En hy het net sy gesig in sy hande gesit en hy het begin huil. En hy het net vir my gesê, hy's jammer. Hy's so jammer dat dit met my moes gebeur. Maar hy het ook vir my gesê, hoekom het ek nie na hom toe gekom vir hulp of wat ook al. Maar jy weet, op die ouderdom van 13, 14, 15, 16, 17, hy het baie keer by daardie gemeente, betrokke gemeente kom preek, dan dink ek by myself, dis nie reg nie. Ek moet met dokter Isak gaan praat, maar jy doen dit nie. Ja, want daar's tog daai vrees ook. Daar's die vrees, van weer ook wat gaan nou gebeur? Wat gaan nou gebeur? Ja. Maar in elk geval, die einde van die storie was toe nou wonderlik geweest in die sin van sy besoek, dat hy die eerste keer vir my gesê, ek is misbruik. En vir die eerste keer hoor ek die woord misbruik en molestering in my lewe. En ek sê, nee dokter, jy verstaan verkeerd. Ek het nooit nee gesê nie. Ek was die hele pad was ek betrokke geweest ten volle. En hy sê vir my, Rona, jy is misbruik. Jy is skuldig aan niks. Ja, want kyk hoe werk die vyand, nee, die vyand is so, hy kom vir die wat kwesbaar is. Hy gaan nie vir die sterk man nie. Hy gaan nie vir die persoon wat sterk is nie, wat nee gaan sê nie. Die vyand gaan vir daai wat swak is en dis wie hy in sy kloue ingryp. En jy weet en van die woord sê die vyand is soos 'n brullende leeu wat kom om te slag en te vermoor. En dis waar jy ingekom het. Jy was hier in die vulnerable meisie gewees en die vyand het hierdie deur gesien en hy het gekom vir jou. Ja, nee, absoluut. En toe ek nou van hom af weggery, toe voel ek nou asof daar 'n groot berg van my skouers af is. Maar toe kom ander dinge nou op my pad in die sin van, ek het toe na my biologiese ma ontmoet en daar was baie leuns wat sy vir my vertel het rondom my geboorte en hoe dit nou, wie my pa was, sy het vir my gejok en ek het later uitgevind, hy is toe ook nou vermoor. So, dit was toe nou my soeke na identiteit wat toe nou begin het. Ja. Weet, wie is ek? My ma het my daai name gegee en sy het vir my 'n ander naam gegee en nou wie is ek nou eintlik? Maar die wonderlike belofte wat die Here toe vir my gee is in die woord, toe sê vir my, hy gaan my naam op 'n keisteen skryf, maar hy gaan vir my 'n nuwe naam gee. So dit maak nie saak of ek 300 name het nie. Aan die einde van die dag gaan die Here vir my 'n nuwe naam gee. En maar ek moes hard werk. Ek moes baie bid. En skryf het toe vir my 'n goeie voertuig geraak. Maar want in hierdie boek kan jy jou gevoelens ook deel met die lesers en hoe jy jou binneste, jy deel alles met hulle, so hulle kan verstaan waardeur jy gegaan het op daai oomblik. Ja, maar in elk geval, en toe het my pad van bevryding begin. Ja. Toe het ek nou daadwerklik pogings aangewend van, ek moes besigheid met die Here praat, want ek moes hom soek. Onthou vir al die jare het ek hom verloor. Ek het op 13 het ek tot bekering gekom, dit daai blydskap in my. En al die jare was soos 'n leemte gat toe nou, wat ingeval het. Nou moet ek weer uit die gat uitkom, en ek moet by hom uitkom, maar ek wil weer dit hê soos daai dag, toe ek het ervaar het vir die eerste keer. En weet jy, toe gaan ek, en ek het elke oggend 5 uur in die kerk gaan bid. Nou ek sê nie 'n mens moet elke oggend 5 uur in die kerk gaan bid nie. Jy hoef nie. Maar dit het vir my gewerk. Ja. En daar op die mat het ek gelê en ek het die Here begin soek. En hy het vir my gesê, ek het een oggend vir die Here uit raadloosheid gevra, is daar nie 'n plan B nie? Want plan A werk nie. En toe sê die Here vir my, nee, daar is nie. Want plan A sal werk. En so het my verhouding weer met hom stelselmatig, dit is so waar wat hy sê, as ons hom soek, sal ons hom kry.
En as ons klop, sal daar vir ons oopgemaak word. Ja, En maar ons moet regtig hom soek absoluut. en nie ander dinge nie. Ja, En toe het ek begin werk aan ons verhouding en die Here was getrou. En ek het toe nou geleer ook van wanneer mens daar vir ander is en jy kyk na ander se seer, dan kanselleer dit amper jou seer. En jy kry genesing deur vir ander daar te wees. Dit het met my gebeur. Ja. Rona, ons dank die Here in hierdie proses van genesing leer hy jou ook van vryspraak en vergifnis. En jy het die geleentheid gehad om na hom toe te kon gaan, na hierdie pastoor toe te kon gaan en vir hom te sê jy vergewe hom en daar het versoening plaasgevind en dit het jou vrygemaak, hierdie shackles as ek dit so kan sê, was van jou afgebreek gewees en daarom kan jy vandag deur hierdie boek ander vrouens bemoedig, maar die doel van jou boek is wat jy sê, jy wil mense bewus maak om versigtig te wees om nie 'n slagoffer te raak vir 'n gesagspersoon en wanneer hulle kom met liefde op 'n valse manier en jou eintlik lok in 'n leuen in nie. En dis waaroor jou boek gaan, is om vrouens en kinders wat kwesbaar is attent te maak van die vyand se kloue. En as mense jou boek wil lees, want daar's soveel detail in jou getuienis, wat ons ongelukkig nie alles vandag kan deel nie. As mense jou boek in die hande wil kry, waar kan hulle hierdie boek kry? En as daar enige iemand is wat met jou wil kontak maak en sê, Marona, ek het hulp nodig, want ek gaan deur hierdie ding, en ek sit met 'n geheim, wat van my kinderjare af is, en ek kan dit met niemand deel nie, want hulle daai vrees om vry te kom, wat as die wêreld dit nou moet uitvind, en hulle wil jou kontak, kan hulle jou op jou selfoon en op jou e-pos adres in die hande kry. Hulle kan my op my selfoon kontak, dis 083-454-3107. Fantasties. Okay, en dan my e-posadres is @imaginet, net soos jy hom sê, .co.za. En dan kan hulle direk by Malherbe Uitgewers, as hulle dit Google, kan hulle bestel. Fantasties. Al die besonderhede gaan nou op die skerm verskyn vir die wat met Rona in kontak wil kom, as jy belangstel in haar boek, wat jy wil lees, dit alles gaan op die skerm verskyn, en kyk uit na daai rolprent wat binnekort bekend gestel gaan word. Rona, as jy 'n woord het vir iemand, wat sal dit wees vandag? Ek sou sê, moenie opgee nie, en vergewe. En moenie jou verlede saam met jou dra nie. Maak klaar daarmee. Jy is miskien gemolesteer en daar het nou slegte dinge met jou gebeur. Dit het nou maar met jou gebeur. Maar sit dit agter jou. En spreek vry en dan kyk jy vorentoe want die Here het 'n werk vir jou. En jy kan nie vashou nie. Toe Jesus sy disippels geroep het hy gesê los alles en kom volg my. So jy moet nou ook jou verlede los. Nie daaraan vasklou nie. Fantasties, absoluut. Baie, baie dankie vir jou getuienis. Hier's 'n beker van die getuienisspan af. Baie as jy dankie. daaruit drink, dat jy altyd sal onthou wat die Here vir jou gedoen het. En vir die kykers, wil ons ook net sê baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis. Soos Rona sê, die Here kan jou gebruik, ten spyte van dit wat in jou verlede gebeur het. Partykeer voel jy, hoe kan ek 'n instrument wees vir die Here? Maar as jy deur jou getuienis, deur jou seer, deur jou pyn en deur jou genesing, kan jy 'n instrument vir die Here se koninkryk wees. So reik uit, as jy iets het om met iemand te kan deel, waardeur jy gegaan het, daar is soveel mense wat baie keer dieselfde dinge deurgaan, en deur jou getuienis kan jy weer hoop bring vir daai mense ook. So moet nooit ophou getuig nie, moet nooit ophou uitreik vir die Here se koninkryk nie, want jy kan ook 'n verskil in iemand se lewe maak. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.